Liefde broeders en susters, kom ons staan net so en dan bid ons om die Here se seën. Ons almagtige God en Vader, ons dankie vir die genade wat U vandag gee, dat ons U woord kan hoor, dat ons in hartseer getroos kan wees, nie met mense woorde nie, maar met U woord. En Here, dat ons op grond daarvan kan bely dat ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde geskape het, wat trou bly tot in ewigheid. Amen. Ek kom maar die plekke inneem. Ons gaan sing nou eers van Psalm 130. Ons gaan van Psalm 130 sing. En daarna dan neem ons weer ons plekke in, dan gaan ons uit die Here se woord uit lees. En dan sal ek vir ons voorgaan in gebed. Ons gaan van Psalm 130 sing, daarvan verse 1 en 4, uit dieptes gans verlore. Dan U vir ons kan speel. Liefde broeders, susters, familie, ons kan die Here se woord hoor vandag uit 2 Korintiërs hoofstuk 4 uit. Ek lees vir ons in 2 Korintiërs 4. Ons begin by vers 16. 2 Korintiërs 4 van vers 16. Daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook. Nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Want ons ligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. Want ons weet, dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God. 'n Huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. Want om hierdie rede sug ons ook en verlang om met ons woning uit die hemel oorkleed te word, as ons ten minste gekleed en nie naak bevind sal word nie. Want ons wat nog in die tent is, sug en voel beswaard, omdat ons liewer nie ontklee nie, maar oorklee wil word, sodat die sterflike deur die lewe verslind kan word. Maar hy wat ons juis hiervoor toeberei het, is God, wat ons ook die Gees as onderpand gegee het. Daarom het ons altyd goeie moed en weet
dat as ons in die liggaam inwoon, ons van die Here uitwoon. Want ons wandel deur die geloof en nie deur aanskouing nie. Maar ons het goeie moed en verkies om liewer uit die liggaam uit te woon en by die Here in te woon. En daarom lê ons ook ywerig daarop toe, of ons inwoon of ons uitwoon, om hom welbehaaglik te wees. Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. Ek lees net tot sover. Kom ons sit so en dan bid ons roep die Here aan. Ons almagtige God en ons Vader in die hemel, Here, ons staan dankbaar voor U, dat ons ook in hierdie oomblikke U kan aanroep, dat ons tot U kan bid. Ons dank U vir genade wat so groot is, die trou en die liefde van U wat so omvangryk is in ons lewe. Dat ons nie net in vreugde is U teenwoordigheid en U nabyheid beleef nie, maar jy is ook in ons hartseer. Hierdie Gees wat ons trooster is U by ons. En is deur U Gees, so Here, wat ons die ware troos ontvang. Die troos wat ons in ons Here Jesus Christus het. Die troos dat hy die dood oorwin het, dat hy lewe. En daarom as ons lewe hier op aarde verby is, as ons volgens die tyd wat U bepaal het, ons laaste asem uitblaas, Here, dan kan ons deurgaan in die ewige lewe waar ons in U heerlikheid is. Dis die troos. Ons dank U vir die heerlikheid van die evangelie, dat U U woorde aan ons bekend maak. En daarom wil ons dan ook vandag bid, Here, dat U met hierdie familie, met al die geliefdes van Suster Rachel sal wees. Dis ons gebed, Here, dat U haar, elkeen wat haar geliefdes is, by die hand sal neem en hulle sal vertroos. En Vader, die lewe is 'n genadegawe uit U hand en ons dank U vir haar lewe. Maar Here, nou bid ons ook, vertroos ons met die sekerheid van die ewige lewe. Hierdie dinge kan ons alleen bid in die naam van Jesus Christus, ons Here, ons Verlosser en ons Saligmaker. Hoor ons dan in sy naam alleen. Amen. Broeders en susters, ons teksverse, vers 6, 7 en 8, waarom het ons altyd goeie moed, en weet dat as ons in die liggaam inwoon, ons van die Here uitwoon. Dan vir al hierdie woorde, want ons wandel deur die geloof en nie deur die aanskouing nie, maar ons het goeie moed, en ons verkies om liewer uit die liggaam uit te woon en by die Here in te woon. Liefdes, dit is die Here se woord. Ons verkies om uit ons eie liggaam uit te woon en by die Here in te woon. Nou, geliefde broers en susters, familie, moedeloosheid en dood loop hand aan hand. Want aan die een kant is dit so, ons as mense is gemaak om te lewe. En as die dood 'n werklikheid word, as ons sien hoe 'n geliefde aan die einde van sy lewe kom en hierdie goeie stryd moet stry en stryd teen die dood, dan vervul dit ons met hartseer. Ja, ons ken daardie gevoel van finaliteit. Geliefde moeder, skoonsister, ouma, ja, sal ons haar mis? Is dit waarop dit uiteindelik aankom? En tog weet ons kan nie dood nie keer nie. Dit is die weg van ons almal op aarde. Ons almal sal gekonfronteer word, nie net met die graf van 'n geliefde nie, maar uiteindelik met ons eie dood. Ons sal almal daardie stryd
ook stry. Ja, ons kan dit nie verhoed nie. Nou is dit, as ek dit sê, geliefde broeders en susters, is dit nie dat ons nog meer moedeloos moet word. Maar juis, dat ons kan moed skep. Want waarin skep ons moed? Waarin kan ons dit wat Paulus hier aan die Korintiërs skryf, ons het goeie moed, as ons met die dood gekonfronteer word? Wat is dit wat vir ons daardie goeie moed gee? En wat is die goeie moed wat ons uiteindelik vandag kan troos? Dit is wat die evangelie vir ons dan na vore bring. Nou, baie mense kan ons met goedkoop raad gerus stel en sê, moenie te hartseer wees nie. Toe maar die hartseer sal verbygaan. Wees dapper, wees positief, dink positief. Dit is nie wat die Bybel vir ons sê. Nee. As ons hierdie suigkrag, hierdie maalkolk van hartseer en moedeloosheid voel, dan neem ons juis ons toevlug na die Here toe en ons hoor wat sê hy vir ons. Wat is dit wat die Here vir ons mee bemoedig? En as ons die bemoediging van die Here hoor, dan is daar 3 dinge wat baie duidelik word. Die Here wys ons op die realiteit van ons hartseer en ons swaar kry. Maar die Here gee ons ook 'n waarborg van 'n nuwe lewe. Van hierdie lewe wat verbygaan, maar 'n nuwe lewe wat voor ons lê. En daaruit hoor ons dan hierdie roeping om moed te hou. Dit is die 3 dinge waarna ons wil kyk. Die werklikheid van ons hartseer, die waarborg van 'n nuwe lewe, maar dan ook die roeping om moed te hou. Nou, broers en susters, dink baie mooi oor wat gebeur. As Paulus hier aan die Korintiërs skryf, dan skryf hy nie as iemand wat daar op die hoogtepunt van blymoedigheid en geloof staan nie. Nee, Paulus het geworstel. Worsteling en hartseer was vir Paulus niks vreemd. As ons alles hoor wat hy skryf in sy briewe, dan skryf hy van worsteling, van 'n doring in sy vlees, van die duiwel wat hom met vuiste slaan. Hy skryf van die goeie wat hy wil doen, die goeie moed wat hy wil hou, maar die kwaad is altyd naby. En is nie net in sy eie gemoed nie, daar's mense wat hom teëgestaan het, Alexander die kopersmid, Demas wat hom verlaat het, wat hom alleen gelaat het. En in sy werk, in sy daaglikse roeping, as hy dit uitleef, dan was daar teestand in gemeentes, in Korintiërs, in Thessalonika. Dit was altyd 'n werklikheid. Ons kan sê, Paulus was die een persoon wat geweet het wat dit is om deur die lewe tot trane gedryf te word. En dit het met hom gebeur. So in ons hartseer, is dit die eerste ding wat ons moet weet. Ons staan nooit alleen nie. Ons almal beleef daardie emosie, ervaar daardie emosie. En tog, te midde van dit alles, bedien Paulus Christus. En hy doen dit met vreugde, en hy doen dit met 'n gesindheid van blymoedigheid. Ja, te midde van al die beproewinge wat hy self beleef, skryf hy aan die gemeente, moenie moed opgee nie. Want wat die hartseer ook al mag wees wat ons beleef, hou goeie moed. Nou is die vraag, hoekom kan ons moed hê? Hoekom kan ons goeie moed hê in die midde van beproewing? Paulus skryf dit in vers 16 van hoofstuk 4. Hou goeie moed, want al vergaan ons uiterlike mens ook, word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Al vergaan die uiterlike mens ook. Dit is wat ons baie mooi moet verstaan. Ons hele lewe, van ons geboorte af, is 'n proses
van agteruitgaan, van ouer word en uiteindelik agteruitgaan. Ons word ouer, ons bereik volwassenheid en dan uiteindelik word ons ouer en ons liggaam gaan agteruit. Die uiterlike mens vergaan. Ja, en ons in die midde van hierdie werklikheid van die uiterlike mens wat vergaan, kan ons tog nog goeie moed hê. Want innerlik is daar iets wat met ons gebeur. Die Here is besig om innerlik met ons te werk. Paulus skryf baie mooi in hierdie 2 Korintiërbrief oor wat die Here besig is om met ons te doen. Die evangelie bedien hy in 'n nuwe verbond, met ander woorde 'n nuwe verhouding wat daar met die Here is. In ons lewe kan ons dit weet, ons is ou sondige mense, maar ons leef in 'n nuwe verhouding, in 'n nuwe verbond met die Here. As ons in 'n nuwe verbond met hom leef, dan weet ons, hy gee ons nuwe lewe. Ons lewe is anders. En uiteindelik, daardie nuwe lewe berus in die feit dat ons met hom versoen is. Dat hy ons verhouding met hom herstel het. So al vergaan ons uiterlike mens ook, is dit dinge waaraan ons kan vashou. Is dit die genade van die Here wat vir ons groot is. Ja, en as hy praat van hierdie uiterlike mens wat vergaan, dan verstaan ons daarmee natuurlik dat dit is beproewing, verdrukking, 'n vleeslike bestaan, ons liggame gaan agteruit. Nou kom ons kyk net gou 'n bietjie vinnig daarna, hoe beskryf Paulus dit verder? Beskryf dit op baie maniere. In vers 17 maak hy melding van die ligte verdrukkinge wat ons beleef, wat in hierdie lewe 'n realiteit is. In vers 18 noem hy dit die sigbare dinge. In hoofstuk 5 vers 1 praat hy van, dis 'n tentwoning wat afgebreek word. Dis alles wat ons beleef. En dit is alles wat ons sien by die afsterwe van 'n geliefde. Verdrukking, benoudheid, gesondheid wat siekte word, 'n liggaam wat sterk was wat afgetakel word, 'n tentwoning wat afgebreek word. En in al hierdie beelde wat Paulus gebruik, word hierdie verskillende fasette van beproewing vir ons so duidelik gemaak. Ja, in die vreugdes van ons lewe sien ons dikwels siekte. In ons doopsformulier word die skrif aangehaal wat vir ons eintlik sê dat ons lewe is niks anders as 'n gestadigde dood nie. En tog is die bedoeling nie hier dat ons nog meer moedeloos word nie. Ja, die verdrukking is uiterlik. En teenoor dit stel hy, maar daar is 'n ewige gewig van heerlikheid wat die Here vir ons gee. Let baie mooi op en hou hieraan vas. 'n tydelike verdrukking, 'n tydelike siekte staan teenoor 'n ewige heerlikheid. En daarin, geliefde broeder en suster, lê die troos. 'n heerlikheid wat vir ons weggelê is in die volëinding. Nou daarom, die evangeliese lig skyn vandag helder ook op ons hartseer en op ons beproewinge. Watter hartseer ons ook al beleef, in die lig van die evangelie van Christus se heerlikheid kan ons sien. Dis duidelik. Ons lewe, geliefde broeders en susters, is tydelik. Ja, dit is vir ons tydelik, want ons weet, as die Here ons beproef, dan sal ons Here vir ons ook die ewige troos gee. Dit is altyd waarin ons kan vashou. Ons sê dit dikwels, die Here sal ons nie bo ons kragte beproef nie. Dit is in 'n mate waar, maar dit is omdat hy ons krag gee. Dit is omdat hy ons versterk en omdat hy hierdie duidelike boodskap voor ons hou.
Nou is die vraag natuurlik, as ons vandag hier in ons hartseer met aan die Rachel se graf staan, kan ons regtig seker wees van hierdie vertroosting? Inderdaad, ja. Ons kan, ons mag, ons moet daaraan vasgryp. En hoe gryp ons daaraan vas? Deur die geloof. Want ons wandel deur die geloof. Nie in die aanskouing nie. Ons kyk nie vas teen die siekte nie. Ons kyk nie vas teen die dood nie. Maar ons wandel deur die geloof. En is wanneer ons deur die geloof wandel, wat ons ook sien, dat na die verdrukking, na die swaar kry en die hartseer, lê daar vir ons vernuwing voor. Ja, as ons in die diepste van ons hartseer is, dan voel dit vir ons, dis dan geweldig, wat se hoop kan ek hê? Ons hoef nie moedeloos te wees nie. Hy wat ons hiervoor toeberei het, gee die Gees as onderpand aan ons, en dit is die Gees wat ons herinner aan die nuwe lewe wat daar in Christus is. Ja, ons het moed, ons het hoop, ons het 'n geweldige hoop, want ons lewe nuut, en 'n nuwe lewe is in Christus seker, want Christus het die dood oorwin. Daarom kyk ons nie vas teen die dood nie. Die prediker sê alles onder die son, alles wat sonder God is 'n gejaag na wind. Maar nou dat ons in Christus inwoon, en dat Christus in ons inwoon, deur sy Gees, sien ons die heerlikheid wat daar by God is. En daarom het ons moed. En baie keer ag ons dit van klein waarde. Baie keer dan voel dit vir ons, maar ons hartseer is so oorweldigend, dat daar eintlik nie vir ons enige hoop meer is nie. Maar dit is die Gees wat die lewe gee. En dit is in die Gees wat ons kan vashou. En daarom is hy 'n werklikheid, geliefdes, en daarom kan ons moed hou. Maar dit is interessant, as dit hier geskrywe staan, daarom het ons goeie moed, dan beteken dit nie, ons het maar net moed in terme van 'n moontlikheid nie. Nee, ons het die sekerheid van die lewe. Ons weet dat Christus in ons leef, dat hy die oorwinnaar oor die dood is. En dan is daar natuurlike roeping, hou moed. Ons lê ons daarop ywerig toe, of ons inwoon of ons uitwoon, om hom welbehaaglik te wees. Dis wat die Here sê. Ons fokus lê na God toe, en na dit wat hy doen, en dit waarmee hy besig is. En nou kan ons dit raak sien, en dan kan ons daaraan vashou. In ons droewige omstandighede, in ons hartseer, is daar baie wat die Here vir ons gee, wat die Here aan ons openbaar, sodat ons werklik waar nie moedeloos hoef te word nie. Wat is dit wat die Here vir ons gee? Hy gee natuurlik vir ons sy woord, die evangelie. Dit staan vas, dit is ewig, dit is onbeweeglik. Hy gee aan ons sy Gees, die trooster wat saam met ons sug, wat vir ons intree. As ons nie weet wat ons moet bid nie, dan dra die Gees ons gebede na die Here toe, en hy bring dit voor die Here. Die Here gee vir ons getuienis van gelowiges. Die getuienis van geliefdes, wat ons in herinnering kan roep. En dis waarom ons kan vashou uiteindelik. So wanneer ons in moedeloosheid val, hoef ons nie te gaan top oor die betekenis van die lewe en die realiteite wat vir ons so oorweldigend is nie. Maar ons fokus op hom. Ons kyk na wat het hy vir ons gedoen, wat het hy vir ons verwerf. Ons sien dit op 'n wonderlike manier in die geskiedenis van Moses. In die Hebreërbrief
beskryf, word dit vir ons so mooi beskryf. Deur die geloof het Moses het hy Egipte verlaat sonder om die toorn van die koning te vrees. En nou hoor hierdie woorde, want hy het volgehou soos een wat die onsienlike sien. Hoe wonderbaarlik. Ons het hoop, geliefde broeders en susters. In ons hartseer, geliefde familie, ons het hoop. En ons kan volhard in die geloof. Want soos Moses, kan ons ook die geloofsoog op die onsienlike rig. En wat is die onsienlike? Dit wat ons in die geloof hoop. Dit waarvan ons sekerheid het, wat Christus vir ons gegee het, die ewige lewe. Ons hoef nie te lank hierby stil te staan nie, want die saak is vir ons duidelik. Om die Here te behaag is ons roeping, om getroos te wees, is 'n wonderlike sekerheid wat die Here vir ons gee. Dood, waar is jou angel? Een kommentator skryf baie duidelik hieroor. Dit is in die oorwinning van Christus. Dit is in sy oorwinning oor die dood, wat die dood doodgemaak is. Wat die dood verslind is deur die lewe. En Christus is die lewe. En daarom, geliefde broeders en susters, is dit altyd so. Neem u toevlug na Christus toe. As mense dink ons kan ons op ons eie bene staan. As mense dink ons dikwels, ek kan met my eie positiewe denke deur hierdie hartseer kom. Ek moet net positief dink. Nee. Ons dink aan Christus. Ons hou ons geloofsoog op hom. Want hy het vir ons die pad na die onsienlike oopgemaak. En hy maak die onsienlike vir ons sienbaar in ons Here Jesus Christus. Ja, Christus gee 'n nuwe lewe. Daarom is ons nie bekommerd by die dood nie. Daarom is die lewe vir ons Christus en die sterwe is vir ons wins. En in hierdie nuwe lewe gee hy vir ons die Gees om in ons te woon, om ons te troos, om ons naby te wees, om ons die krag te gee om in die geloof te volhard. Hy gee ons die moed om God welbehaaglik te wees. Daarom, geliefde broeders en susters, hou goeie moed. Wees getroos vandag. U ook as familie, as geliefdes. Wees getroos deur die groot genade wat die Here aan ons in sy Seun geopenbaar het. Terwyl ons hom dank vir die lewe wat hy ook aan Tannie Rachel gegee het. Amen. Kom ons gaan saam bid en dan daarna sing ons. Ons sluit die oë. Ons almagtige God en ons Vader in die hemel, Here, ons is dankbaar vir die genade wat U vir ons gee, wat U so ryklik aan ons skenk, dat ons voor U kan stel. Ons dank U vir die lewe wat daar in ons Here Jesus Christus is, dat hy die dood oorwin het, en Here, dat ons nou ook weer kan moed skep, dat ons nou ook kan weet, al vergaan die uiterlike mens, vanweë ons eie swakheid, sonde, ellende, Here, die werklikheid wat van die begin van die skepping af daar was, het ons tog goeie moed, want U maak ons nuut, U gee nuwe lewe, en as gewer van lewe, kan ons in die geloof op U volhard. Hoor ons dan, as ons hierdie familie so aan U opdra, om Christus ontwil. Amen. Liefdes, kom ons gaan saam sing van Skrifbereiding 45, ons sing verse 1 en 12, hy het my die stad getoon, groot en van die hemel dalend, en deur God se ligland skoon, soos 'n kleurige gesteente stralend, helder soos 'n kristallyn, wat in al sy klaarheid skyn.
Skrifverleiding 45, ons sing die eerste en die 12de verse, en daarna staan ons net so, dan bid ek om die seën van die Here. Ons almagtige God en Vader, ons bede is vandag, dat mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons almal wees en bly. Amen. Kan die plekke maar inneem. Dit is die reëlings sal dan nou soos volg wees. Ek gaan die begrafnisbrief aan u voorhou. En dan ook die draers, en dan sal ek op versoek van die familie ook die bedankings net aan die deur gee. Dan, as dit klaar is, as ek klaar die draers gelees het, dan sal daar, ek dink ons gaan dit so maak, ek gaan die begrafnisbrief lees, en dan sal daar die huldeblyk wees in 'n slideshow, en dan sal ek die bedankings lees en dan die draers. En as ek klaar die draers gelees het, dan is ons afgehandel hier, dan kan ons opstaan, ons gee die familie geleentheid om uit te beweeg, en dan ry ons van hier af in die begrafnisstoet na die begrafplaas toe, na onverwag begrafplaas toe, na die verrigtinge by die graf. Ek gaan dit nie weer daar 'n afkondiging of 'n ding maak nie, maar dan kan ons, as ons by die graf klaar is, kan jy terugkom hier na die kerk toe, en hier is dan vir die verversings gereed gemaak, en dan kan jy daar hier verder ook saam met mekaar in gesellig verkeer. Ek hou die begrafnisbrief aan die voor. Dit het ons hemelse Vader behaag om uit ons midde weg te neem, ons geliefde moeder en ouma Rachel Anna Maria de Jager, in die ouderdom van 79 jaar, 3 maande en 30 dae. In haar lewe was sy 'n voorbeeld van liefde en trou en sorg vir haar familie. 'n Goeie vriendin met 'n oop hart en 'n hand vir haar naaste, 'n blymoedige mens wat haar krag uit haar geloof in God geput het. As gesin dank ons die Vader vir die jare wat sy met ons was. Haar heengaan word diep betreur deur almal wat bevoorreg was om haar te ken. Jy nou geleentheid vir die slideshow.
Namens die familie hou ek graag hierdie volgende bedankings dan ook aan u voor. Baie dankie vir al die kleinkinders en agterkleinkinders se liefde vir ouma. Julle was haar lewe. Baie dankie aan Andrei en Elnita vir alles wat julle vir ma gedoen het, al die opofferings en dis meer. Baie dankie ook aan Fransie en Gerry vir julle hulp en liefde vir ma. Ook baie dankie aan Chris en Wendy vir alles wat julle vir ma gedoen het en al die liefde vir haar. Ek wil graag ook die volgende mense bedank wat vir ons ingestaan het by Kloof Hospitaal. Ons is altyd ingelig oor hoe dit met haar gegaan het. Belinda Maheri, Rita en Marco. 'n Spesiale dankie aan Wendy en Elnita vir die begrafnisreëlings. Marco vir alles wat julle vir alles wat gedoen moes word daar in Pretoria. Dankie aan Marcel vir die maak van die slideshow ensovoorts. Dankie ook aan predikant vir die waarneming van die diens, ook die orgelis en Frida. Dankie aan die susters van die kerk, van Gereformeerde Kerk Magol, ook hier vir die verversings na die tyd. Ook 'n woord van dank aan Mosaic Funeral Services vir die ongelooflike goeie diens en thanks for the staff that is working with Andrei. Dankie ook aan Kloof Hospitaal vir alles wat hulle vir haar gedoen het. En dan thanks to Maria for watching over ouma. Laastens ook 'n groot dankie dat jy deel was van Rachel de Jager se lewe vir almal. Dit is dan die bedankings van die familie. Wat die draers betref, die draers hier by die kerk, kan nou maar ook hier na vore kom. Andrei de Jager, seun, Elnita de Jager, dogter, Chris de Jager, seun, Wendy de Jager, dogter, Aneska van Eck, kleindogter, en Johan Maheri, susterskind. Die draers by die graf sal dan wees Elandrey de Jager, kleinseun, Marcel Malherbe, kleindogter, Frans Helberg, kleinseun, Christopher Nieuwenhuisen, kleinseun, Dylan Nieuwenhuisen, kleinseun en Jackie Lottering, kleinseun. Hulle sal dan as draers by die graf optree. Ons gee nou geleentheid vir die familie, die kus om uit te beweeg en dan daarna kan ons uitbeweeg en dan beweeg ons in die stoet na die begrafplaas.